Die jaar het begin en soos ons hier sit, hoor ons hier so op die straat hier oorkant op die paviljoene hoe die skoolkinders baie entoesiasties reageer met hulle atletiekbyeenkoms. Jaarliks is daar aan die begin van die jaar 'n atletiekbyeenkoms. Baie dinge wat nou aan die gang moet kom en baie dinge wat aan die gang is. En die belangrikste ding wat ons nie moet nalat nie, en wanneer dit kom by die opvoeding van ons kinders, by die onderwys van ons kinders, is hulle verbondsonderrig. Ek weet, dit is 'n tema wat ons al herhaaldelik na vore gebring het, maar dit is so belangrik dat ons kinders in die weë van die Here sal opvoed. Dat ons hulle sal opvoed in die gesonde leer, soos dit hier beskryf word in die Bybel. En dit was 'n kenmerk van die vroegste kerk tot nou toe. Die profete het daaroor gepraat, Moses het daaroor geskryf in Deuteronomium 6. Die apostels het daaroor geskryf. Die mense moet hulle kinders, die lidmate moet hulle kinders onderrig in die Here se woord en dan, soos ek sê, in die gesonde leer. En dit is daarmee dat ons kan weerstand bied teen die gees van die tyd. Dit is daarmee dat ons kinders enigstens in hierdie tyd waar hulle lewensoriëntering leer, waar hulle die regte oriëntering tot die lewe leer. So verbondsonderrig, die onderrig in die Bybel, baie belangrik vir 'n volk se oorlewing. In ons geskiedenis natuurlik is daar pragtige voorbeelde van hoe ons voorouers hieraan aandag gegee het. Hoe dat hulle groot moeite aangegaan het om Christelike skole op te rig. Hoe dat hulle groot moeite aangegaan het om selfs op die kleinste ou plaasskooltjie om hierdie onderrig, hierdie leer aan die kinders oor te dra. Nou vandag natuurlik het ons baie meer hulpmiddels in die kerk en ook buite die kerk. Ons dink aan mense wat nie naby 'n gevestigde gemeente is nie en wat nie toegang het tot verbondsonderrig of tot katekisasie of tot kategese nie. En daarom het ons so 'n paar jaar gelede het ons die hele Heidelbergse katekismes geneem en dit toeganklik gemaak vir kinders. Dit is ook net so leersaam vir volwassenes. Dominee Van Smit wat 'n besonderse slag het om hierdie dinge aan kinders te verduidelik, hy gaan deur die hele katekismes. En daardie katekismes is nie 'n onbekende in ons volkslewe nie, want dit is met daardie gesonde leer dat ons voorouers na hierdie kontinent toe getrek het. Jan van Riebeeck het daarmee hier aangekom en toe ons voortrekkers, toe hulle die binneland moes ingaan, toe was dit die leer wat hulle in die wake saam met hulle gevat het. Hoeveel dinge moet ek weet om in hierdie troos salig te leef en te sterwe? 3 goed. En hierdie 3 goed wat ons moet weet, is ook die indeling van die hele Heidelbergse katekismes. Kyk hoe maklik gaan julle die katekismes nou kan onthou. Kom ons gaan gou deur, ons maak dit vas. Wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? Hier gaan ons sien, hierdie is baie die werk van die Heilige Gees. So 'n ou beproefde padkaart deur die Bybel, die Heidelbergse katekismes. Maar nou in ons moderne tyd toeganklik gemaak vir kinders met die nuutste tegnologie, met die nuutste toepassings wat daar is. So ek wil u tog maar aanmoedig om aandag te gee aan hierdie aspek, om aandag te gee aan dit wat die Here sê. Hierdie woord moet in jou hart wees en jy moet dit vir jou kinders inskerp, tydig en ontydig, enige plek, altyd, op die pad, waar ook al, dit moet op jou deurposte wees. Anders gaan ons as volk in hierdie land swaar kry vorentoe.
So, en jy moet jou geloof bely. Geloof is mos, wat is geloof? Kan julle onthou? Geloof is hart en kop, ken en vertrou. Oupa, maar hoe oud moet mens wees om nagmaal te kan doen? As jy jou geloof bely het. So, die kerkraad gaan kom en sê, Gustaf, vertel vir ons, hoe groot is jou sonde en jou ellende? Waaruit ken jy jou sonde en jou ellende? Uit die? Bybel. Ja, uit die wet van God.